Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die goddelike reaksie op sonde. Met ander woorde, wat is God se reaksie op sonde? En ons skrifgedeelte vanoggend is uit Esra hoofstuk 9. Die 9de hoofstuk van die boek Esra. Maar voor ons dan nou by Esra 9 uitkom, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, dankie Here. Dankie dat U genadig is teenoor ons, dat U ons liefhet soos 'n vader sy kinders liefhet. Dat ons na U toe kan kom vanoggend en vra, Vader, leer ons tog weer, wys vir ons, hoe reageer U op sonde? Here, en daarom kan ek met vrymoedigheid vra dat U elkeen wat vanoggend luister, op 'n spesiale manier sal seën, Here, deur nie net hulle ore oop te maak, maar ook hulle verstand om te verstaan, hulle harte om hierdie boodskap te bewaar en om dit in hulle lewens toe te pas. Here, en ek wil vra dat U my ook weer eens sal seën vanoggend, Here. Here, dat U deur my sal spreek, dat dit nie ek sal wees wat praat nie, maar dat dit U sal wees. Ek vra dit in Jesus se heilige naam. Amen. Geliefdes, so wat ek kan onthou, net een keer in meer as 10 jaar van bediening, het ek 'n man sien opregte trane van berou oor sy sonde huil. En ek vrees dat selfs ons in die kerk, in ons dekadente samelewing, so gewoond geraak het aan sonde, dat dit ons nie meer skok nie. God. C.A. Spurgeon het in sy autobiografie, het hy sy medepastore gewaarsku teen die gevaar om professioneel met sonde en sondaars om te gaan, sodat ons vrees vir die bose verloor. Want wat ons aanvanklik geskok het, word alledaags en routine, soos Alexander Pope skerpsinnig opgemerk het in sy essay on man, in Familiar Quotations, het hy gesê, ondeug is 'n monster met so vreesaanjaende voorkoms, dat dit net gesien hoef te word om gehaat te word. Tog te dikwels gesien, vertroud met haar gesig, verduur ons eers, dan bejammer ons, dan omhels ons. En geliefdes, omdat ons so ongevoelig teenoor sonde is, slaag ons nie daarin om die regte reaksie daarop te hê nie, of dit nou ons eie sonde is of sondes en ander. Ons minimaliseer dit, ons regverdig dit, of ons ignoreer dit en ons gaan voort met ons pad, onaangeraak daardeur. En as ons iemand sien wat op 'n goddelike manier teenoor sonde reageer, dan dink ons dat hy 'n bietjie meer meegesleer of ekstreem is. En ons sê hy is veroordelend of onverdraagsaam. Want hoe durf hy klip in 'n ander gooi? Dink hy dat hy sonder sonde is? Dan haal ons so vinnig Matteus 7 vers 1 op, jy mag nie veroordeel nie. En so deur ons klippe na hom te gooi, regverdig ons sondes en gaan ons terug na besigheid soos gewoonlik, en dan wonder ons hoekom God ons lewens nie meer seën as wat hy doen nie. Maar ons teks vanoggend vertel Esra se reaksie op die sonde van die ballinge wat na Israel teruggekeer het na die Babiloniese ballingskap. En ongeveer 4,5 maande volgens vers 9 van hoofstuk 7, en ons sien dit weer in vers 9 van hoofstuk 10, nadat hy 'n oorblyfsel terug na die land gelei het, is dit aan hom berig dat baie mense in Israel, insluitend baie priesters en leviete en vorste en heersers, gesondig het deur heidense vroue te neem. Verskoon tog. En Esra het die nuus nie met gemak opgeneem en weet in sy baard gelag en gesê, wel, mense sal mense wees nie. Nee, hy het sy klere geskeur, hy het hare van sy kop en sy baard uitgepluk en ontsteld en sprakeloos gaan sit tot die tyd van die aandoffer. En teen daardie tyd het 'n aantal godvrugtige mense rondom hom vergader. En toe het Esra opgestaan en toe het hy op sy knieë geval, sy hande na die Here opgehef en hy die groot sonde van sy volk bely en homself met hulle vereenselwig, alhoewel hy in hierdie opsig nie self gesondig het nie. Maar sy gebed wat saam met Nehemia 9 en Daniël 9 as een van die grootste gebede van belydenis in die Bybel gereken word, wys vir ons die goddelike reaksie op sonde.
En dit is die goddelike reaksie op sonde, is om dit uit die skrif te herken, om daaroor te treur en dit sonder verskoning aan die God van genade te bely. Want jy sien hoe die mens of die persoon op die nuus van sonde reageer, sê baie oor daardie persoon. As ons van egbreek hoor en 'n subtiele sonde of 'n subtiele opwinding kry deur die sappige besonderhede te lees of te luister, openbaar dit dat ons nie daardie sonde haat nie en dat ons self daarvoor kwesbaar is. En terwyl ek bely dat ek nog nooit so sterk teen sonde gereageer het soos Esra nie, want ek kan dit nie meer bekostig om hare uit my kop te trek en daar is te min oor. En terwyl 'n deel van sy reaksie kultureel verklaar kan word, kan ons steeds by hom leer dat ons sonde moet verafskiet, sodat ons nie ongevoelig daaroor raak nie. En die eerste stap is, die goddelike reaksie op sonde is om dit uit die skrif te erken. Want hoe weet ons wat reg of verkeerd is? 'n gewilde liedjie, vermoedelik 'n Christelike liedjie, het 'n hele klompie jare terug gevra, hoe kan dit verkeerd wees as dit so reg voel? How can it be wrong if it feels so right? En ek hoop dat die meeste Christene weet dat gevoelens nie 'n soliede basis is om reg en verkeerd te bepaal nie. En tog het ek al jong dames gehad wat voorgee dat hulle Christene is, wat vir my sê dat hulle 'n nie-Christelike man gaan trou, omdat hulle daaroor gebid het en vrede daaroor voel. Het maak nie saak dat die Bybel dit sterk verbied om so huwelik aan te gaan. Dis hoe jy daaroor voel. Ek het al Christen eggenote gehad wat vir my sê dat hulle vrede voel daaroor om van hulle maas te skei om onbybelse redes. Die vrede wat hulle voel is die verligting om uit 'n moeilike verhouding te ontsnap, nie die vrede van God nie. Maar hulle tree dikwels op gevoelens op, eerder as op God se woord. Sommige sê dat ons gewete moet volg, maar die gewete is slegs betroubaar in die mate wat dit deur die skrif gevorm is. Byvoorbeeld, as jy paartjies wat wil trou vra om 'n vraelys in te vul en een vraag vra oor die paartjie se vlak van fisiese betrokkenheid en die volgende vraag vra hoe hulle oor hulle vlak van betrokkenheid voel met die keuses goed, besorg, skuldig of vasgevang, dan kry jy paartjies wat sê dat hulle gereeld seks het en dat hulle goed voel daaroor. En dit sê vir my dat hierdie paartjie geen idee het wat God se woord sê oor seksuele reinheid voor die huwelik nie. Hulle sin van reg en verkeerd is meer deur die kultuur as deur die skrif gevorm. Ons kyk na 'n paar punte. As die skrif openbaar aan ons wat sonde is eerstens. Esra was geskok toe hy hoor van hierdie Jode wat met heidene trou, want hy het geweet dat God se woord het veroordeel. En in vers 10 kla hy sê, want ons het u gebooie verlaat. En hy gaan voort om God se verbod op huwelike met die heidene van die land aan te haal. En sy aanhalings is nie 'n presiese aanhaling nie, maar eerder 'n opsomming van gedeeltes soos Eksodus 34 vers 11 tot 16 en Deuteronomium 7 vers 1 tot 4. En die rapportering van hierdie sonde aan Esra in vers 1 weerspieël die Bybelse taal, aangesien dit die volkgroepe is wat die land bewoon het voor die verowering onder Joshua. Slegs die Ammoniete, die Moabiete en die Egiptenare het nog bestaan. Maar die punt is, Esra en die leiers wat hierdie sonde aan hom gerapporteer het geweet dat dit sonde was, want God se woord het dit as sonde verklaar. En toe die vorste berig het dat die heilige saad met die volke van die land vermeng is in vers 2, was hulle bekommernis nie rassekorrupsie nie, maar eerder morele korrupsie. In die oorspronklike bevel het God die rede vir sy verbod verduidelik in Deuteronomium 7 vers 4. En jy kan ook Eksodus 34 vers 16 vergelyk wat hy sê, want hulle sal jou seuns daarvan afkeer dat hulle my volg, sodat hulle ander gode dien. Want jy sien, God het die neiging van harte geken. Eerder as om hulle maats te beïnvloed, om hulle afgode te laat vaar en die een ware God te volg, sou die Israeliete eerder geneig wees om hulle heidense afgoderry met hulle aanbidding van God te vermeng. En hierdie vermenging word sinkretisme genoem, en dit was nog altyd 'n groot probleem vir God se mense. Ons ontken nie blaatant die Christendom nie, inteendeel, ons voeg by ons geloof die oortuigings en die praktyke van die wêreld, sodat ons binne 'n kort tydjie feitelik ononderskeibaar is van die wêreld in ons denke en in die manier waarop ons leef. En as gevolg van hierdie geneigtheid het God onderlinge huwelike verbied, en hy het selfs die Jode verbied om die vrede en voorspoed van die heidene in hulle heidense weë te soek.
Gaan kyk na Deuteronomium 23 vers 6 en Jeremia 29 vers 7. Met ander woorde, daar moet 'n duidelike skeiding wees tussen Godse mense en die heidene, anders sou Godse mense in die heidense praktyk ingetrek word. Want om met die wêreld te meng eerder as om daarvan onderskei te word, het die kerk deur die eeue heen getuister. En monastisisme was 'n poging om van die wêreld invloed te ontsnap, deur hulle van die wêreld te onttrek. En nou, dit is 'n groot woord vir die kloosterkultuur, manne wat hulle self in kloosters gaan wegsluit het. En ek was 'n paar jaar gelede verbaas om 'n paar vooraanstaande evangeliste of evangeliese gelowiges van te lees wat 'n herlewing van monastisisme voorgestel het as 'n manier om die invloed van die wêreldheid in die kerk te stuit. Maar die probleem met monastisisme is dat Jesus wil hê dat sy volgelinge in die wêreld moet wees as sout en lig, maar hulle moet net nie van die wêreld wees nie. En ons sien dit in Matteus 5 vers 13 tot 16, Johannes 17 vers 14 tot 18. Want God roep ons om die wêreld in te gaan met 'n duidelike sending, om die wêreld met die evangelie te bereik. Maar om dit effektief te doen, moet ons onbevlek van die wêreld bly, en die manier waarop ons dink en die manier waarop ons leef, moet deur die skrif gevorm word, nie deur die wêreld nie. Jakobus 4 vers 4 sê botweg, egbreekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. In 1 Johannes 2 vers 15 is nie minder sterk nie, wat sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld, of wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Of soos Paulus het stel met betrekking tot die soeke na wêreldse rykdom, in 1 Timoteus 6 vers 9 en 10 sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smart te deurboor. En aangesien ek glo dat so baie van julle kinders, van julle wat luister, se kinders van universiteitsouderdomme is, en aangesien ons teks spesifiek waarsku teen ondertrouery met heidene, wil ek daardie toepassing beklemtoon. Want ek het al baie Christen jong mense sien verlief raak op ongelowiges en gevolglik of van hulle geloof weggeval of hulle ywer vir die Here geweldig verdun. As jy Jesus Christus ken en liefhet, is die belangrikste ding om in 'n maat te soek 'n persoon wat Christus liefhet en toegewy is om hom te volg. 'n Gelowige en 'n ongelowige het heeltemal verskillende waardes en doelwitte. 'n Ongelowige leef vir plesier en die dinge van hierdie wêreld. En 'n gelowige leef om eers God se koninkryk en geregtigheid te soek. En om die twee te verbind is 'n ingeboude formule vir konflik en ellende in die huis. En jou kinders gaan daaronder lê. Maar wees op jou hoede. Satan gebruik die instrument van 'n ongelowige of 'n wêreldse maat om baie Christen jong mense te verstrik. Soos 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. En dan die tweede punt hier is, die skrif openbaar aan ons wat sonde aan mense doen. Want jy sien, Satan verbloem altyd sonde om dit aantreklik te laat lyk. Ons dink verkeerdelik dat sonde vir ons sal verkry wat ons wil hê, maar dit lei altyd tot slawerny en ondergang. Esra se gebed openbaar waarin die nasies se sondes hulle gelei het in vers 7, wanneer hy sê, oor ons ongeregtighede is onsself, ons konings, ons priesters oorgegee in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan gevangenskap en aan plundering en beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. En 4 keer verskoon al 4 keer verwys hy na die volk as 'n ontvlugte oorblyfsel in verse 8 en 13 en 14 en 15, wat wys hoe die voorheen sterk nasie nou uitgewis is. En hy gebruik herhaaldelik woorde soos slawe en knegskap en pynhope in verse 8 tot 9 om die toestand van die mense te beskryf.
En hy erken dat as hulle nie berou het nie, God hulle kan vernietig sodat geen oorblyfsel sal oorleef of ontsnap nie. In vers 14. En God se woord waarsku duidelik dat sonde nie net die sondaar verslaaf en uiteindelik vernietig nie, dit eis ook sy tol op ander. En Marvin Brenneman in the New American Commentary, Ezra, Nehemiah en Esther, skryf, Christene wat 'n lewenstyl aanneem wat Jesus se bevele negeer, offer beide die toekoms van die kerk en die van die mense wat dit met evangelie moet bereik op. En as ons met die wêreld vermeng, sal verlore mense nie die evangelie hoor deur ons getuienis en ons ondersteuning van sendelinge. Ons kinders sal groot word met die idee dat die Christendom niks te doen het met hoe ons leef nie en hulle sal die geloof heeltemal verwerp. Dus moet ons onsself verdiep in God se woord sodat ons sonde in onsself onmiddellik kan herken en daarvan kan wegdraai. En om meer in die Bybel te wees as in TV en ander wêreldse media, sal ons bewus hou van die verwoestende rol of die verwoestende tol wat sonde op ons lewe sal wys. En dan die tweede punt, die goddelike reaksie op sonde, is om daaroor te treur. Want toe Esra van hierdie sonde van God se volk hoor, het hy sy kleed en sy mantel geskeur, hy het hare uit sy kop en sy baard getrek en het ure lank geskok gaan sit. En sy reaksie lyk waarskynlik vir ons baie ekstreem en deels kan dit kultureel bepaal word, maar soos Edwin Yamauchi opmerk in die Expositor's Bible Commentary, sê hy, skaars is die siel wat so geskok is oor ongehoorsaamheid dat hy ontsteld is. En die man genaamd R.W. Dale het gesê, dit is deels omdat sonde nie ons eie toorn uitlok nie, dat ons nie glo dat sonde die toorn van God uitlok nie. En Jesus het in Matteus 5 vers 4 gesê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En in sy preek oor daardie teks sê Martin Lloyd Jones die volgende, hy sê, ek kan nie anders as om te voel dat die finale verduideliking van die toestand van die kerk vandag 'n gebrekkige sin van sonde en 'n gebrekkige leerstelling van sonde is nie. En hy gaan voort om te sê dat die rede waarom soveel belydende Christene vreugde kort kom, is dat hulle nog nooit 'n ware, diep oortuiging van sonde ervaar het nie, wat die kern van die evangelie is. En hy sê die volgende, hy sê, hulle het nie gesien dat hulle van sonde oortuig moet word voordat hulle ooit vreugde kan ervaar nie. Hulle hou nie van die leerstelling van sonde nie. Hulle het 'n intense weerstand daarin en hulle maak beswaar teen die verkondiging daarvan. Hulle wil vreugde hê afgesien van die oortuiging van sonde. Maar dit is onmoontlik. Dit kan nooit verkry word nie. Oortuiging is 'n noodsaaklike voorloper tot ware bekering. En Spurgeon het dieselfde ding in sy tyd gesien. Want in die volgende aanhaling noem hy herlewing, wat verwys na diegene wat die nuwe metodes van Charles Finney gebruik het, wat mense tot 'n besluit vir Christus geroep het deur vorentoe te gaan. En dit was 'n mensgesentreerde benadering tot evangelisasie, wat die noodsaaklikheid van God se soewereine mag en die bekering van sondaars ontken het. En jy kan gaan kyk na Revival en Revivalism deur Ian Murray, vir uitstekende behandeling hiervan. Maar Spurgeon het die volgende geskryf, hy sê, 'n baie groot deel van moderne herlewing was meer 'n vloek as 'n seën, want dit het duisende tot 'n soort vrede gelei voordat hulle ellende geken het. Die verlore seun teruggebring na die Vader se huis en hom nooit laat sê, Vader, ek het gesondig nie. Hoe kan iemand genees word wat nie siek is nie, of versadig word met die brood van die lewe wat nie honger is nie? Die oudheidse sin van sonde word verag. Die gevolg is dat mense in godsdienst inspring en dan weer uitspring. Onnederig het hulle na die kerk gekom, onnederig het hulle daarin gebly en onnederig gaan hulle daarvan af weg. En in sy groot werk, A Treatise Concerning Religious Affections, het Jonathan Edwards tereg aangevoer en gesê, ware godsdienst, en hy het egte Christendom bedoel, bestaan grootliks uit heilige liefde. En hy bedoel dit as 'n emosie. En wanneer God ons harte deur die nuwe geboorte verander, dan gee hy ons nuwe begeertes na heiligheid en 'n haat teenoor sonde. En hierdie emosionele eienskappe en vele ander sal met die tyd toeneem in jou lewe. Maar 'n onderskeidende kenmerk van 'n ware Christen is dat hy treur oor sonde, beide sy eie sondes en die sondes van ander.
En Esra was so verdiep in God se woord en die geskiedenis van God se weë met sy dwalende volk, dat hy geweet het dat God se streng dissipline weer sou val as die mense nie berou gehad het. En alhoewel Esra self nie hierdie spesifieke sonde gepleeg het nie, het hy homself met die sonde van die mense geïdentifiseer en hy daaroor getreur. Wat sou jy dink van 'n dokter wat nadat hy ontdek dat jy kanker het, jy 'n drukkie gee en sê, neem 2 aspirine en jy sal oukei wees? Wat van 'n brandweerman wat op 'n berig van 'n huis aan die brand is reageer deur te sê, toe maar dit sal binnekort homself uitwoed? Wat van 'n polisieman wat by 'n toneel van 'n rooftog aankom, sy kop skud en sê, ag, ja, seuns sal seuns wees, boys will be boys. In elke geval is die reaksie heeltemal onvanpas vir die situasie. En 'n Christen se reaksie op sonde, of dit nou sy eie sonde of die van ander gelowiges is, moet wees om te treur. Daardie houding spruit voort uit 'n bewe vir die woorde van God, soos vers 4 vir ons sê. Want die goddelike reaksie op sonde is eers om dit uit die skrif te erken en dan om daaroor te treur. En derdens, die goddelike reaksie op sonde is om dit sonder verskoning aan die God van barmhartigheid te bely. En Esra se gebed is 'n model van belydenis. En dit het 4 elemente. En die eerste element is belydenis erken die absolute geregtigheid van God in al sy handelinge met ons. Want Esra bevestig God se geregtigheid in sy vorige straf van Israel deur hulle in ballingskap te stuur, as hy in vers 15 sê, Here God van Israel, U is regverdig. In vers 13 erken hy dat God hulle minder gegee het as wat hulle sondes verdien. En so die implikasie van vers 14 is dat as God hulle sou wou gee wat hulle sou verdien, hy hulle heeltemal sou uitwis. En Esra spreek God vry terwyl hy die skuld aanvaar vir wat die mense gedoen het. En dan die tweede element is belydenis onderwerping aan God se regverdige handelinge sonder klagte of verskoning. Want daar's nie eers 'n swempie van klagte van Esra se kant dat God nie regverdig was nie. Hy wys nie na enige versagtende omstandighede nie. En miskien was daar nie genoeg Joodse vroue vir hierdie ballinge om weer te trou nie, wat hulle daartoe gelei het om maar met buitelandse vroue te trou. Miskien het die mans dit gerasionaliseer deur te sê, maar ons vroue het beloof om saam met ons in die tempel te aanbid. Maar Esra het enige en alle verskonings op sy gesit. En eerder as om oor God se oordeel te kla, het Esra gereedelik erken dat God regverdig sou wees om baie meer straf op te lê as wat hy gedoen het. En Esra se identifisering met die mense ten spyte van sy eie onskuld in hierdie sonde, toon dat hy die boosheid geken het wat in sy eie hart gelê het. As hy self voldaan was, dan sou hy gebid het, Here, hierdie mense van U is hardkoppig en goddeloos. U is regverdig om hulle te veroordeel. Maar ek is nie soos hulle nie. Maar in plaas daarvan het hy homself ingesluit toe hy die sondes van die mense bely het. Jare gelede het 'n korrespondent van die London Times oor baie van dieselfde probleme berig wat ons vandag maar ondervind. Maar hy het elke artikel afgesluit met die vraag, wat is fout met die wêreld? En G.K. Chesterton het 'n kort antwoord geskryf daarop en hy het gesê, geagte redakteur, wat is fout met die wêreld? Ek is getrou die ewe G.K. Chesterton. Bybelse belydenis verskoon jouself nie van die sonde nie. En in die derde element, belydenis stem saam met God oor sy siening van ons sonde. Want ons is geneig om ons sonde te minimaliseer deur dit 'n tekortkoming of 'n fout of 'n neiging of ander goedaardige terme te noem. Maar Esra erken sy skaamte in vers 6 wat hy sê, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei. Met ander woorde, ons verdrink in 'n vloed van ons sondes. Hy verwys na hulle groot skuld as gevolg van ongeregtighede wat tot die ballingskap gelei het in vers 7. En hy erken dat hy God se gebooie verlaat het deur by die onreinheid en die gruwels en die onreinheid van die volke van die land aan te sluit. In vers 10 tot 11. En hy verwys weer na hulle bose dade en hulle groot skuld in vers 13, omdat hulle God se gebooie verbreek en hierdie gruwels gepleeg het in vers 14.
Hy verbloem nie hulle sondes asof dit niks besonders is nie. Hy noem dit wat dit is. En dan die vierde bestanddeel is belydenis werp die sondaar op God se onverdiende genade, gebaseer op die offer van Jesus Christus. Esra se gebed maak geen versoek nie, maar eerder werp hy homself in die nasie implisiet op God se onverdiende genade. En erken dat die huidige terugkeer uit die ballingskap en die bou van die tempel 'n genadige verademing van God is, in vers 8 tot 9, wat diegene wat gesondig het, ondankbaar verontagsaamheid. En Esra het sy gebed gedoen tydens die aandoffer, soos ons in vers 5 sien. Miskien het die reuk van die offer sy hart bemoedig dat God 'n weg gemaak het vir sondaars om met hom versoen te word, naamlik deur die vergieting van bloed van 'n plaasvervanger. Want die Ou Testamentiese offers het vooruitgewys na die gestorte bloed van God se perfekte en finale offer, die Here Jesus Christus. En deur geloof in Christus se bloed wat op ons harte aangewend word, kan ons nader aan God kom vir reiniging van al ons sondes. En ten slotte, J.C. Ryle het gesê, Christus word nooit ten volle waardeer totdat ons sonde duidelik gesien word nie. Dis in sy expository thoughts on the Gospels. En dit was spesifiek oor Lukas 20 vers 9 tot 19. Om met ander woorde, ons eerste reaksie op sonde moet wees om dit duidelik uit die skrif te sien. En dan as ons besef dat ons verlosser aan die kruis geplaas het, moet ons daaroor treur. En laastens moet ons dit sonder verskoning aan God van genade bely en sy reiniging vir ons gewetes toeëien, sodat ons vernuwe kan word om hom in reinheid te dien. C.S. Lewis het opgemerk, wanneer 'n mens beter word, verstaan hy al hoe duideliker die kwaad wat nog in hom is. Wanneer 'n mens al hoe slegter word, verstaan hy sy eie slegheid al hoe minder. Soos ons in Gods vrug groei, sal ons saam met Esra sterker reageer op ons eie sondes en op die sondes van God se mense. En ons sal meer konsekwent aan die voet van die kruis van Jesus Christus woon, waar God se genade na berouvolle sondaars vloei. Kom ons maak die oë toe. Here, God van genade. Ons moet vanoggend kom, Here, en ons moet bely dat ons lou geraak het wat sonde betref, soms ijskoud. Here, en ons bid vanmôre dat U ons weer sal wakker maak, dat U ons gees weer sal lewend maak, dat ons sal verdiep in die woord, sodat ons die sonde sal herken, en dan sal erken, dat ons daaroor sal treur, en dat ons dit sonder om dit af te water, aan U sal bely, sodat ons daarvoor vergifnis kan ontvang. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Ek bid dat vanoggend se boodskap julle oë dalk bietjie sal oopmaak vir julle reaksie op sonde. Want hoeveel mense treur werklik oor sonde? Hoeveel mense voel ten minste treurig in hulle binneste of geskok oor sondes, hulle eie en ander gelowiges? Mag die Here julle opwek, julle wakker maak, dat julle die sondes sal herken, daaroor sal treur, berou sal hê daaroor, en om dit aan God te bely, soos wat dit is. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar vir ons laaste boodskap uit die boek van Esra. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, mag God julle seën. Shalom.